Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan baie goed met u, dat God se woord steeds vir u fondasie is van alle waarheid. Nou in vandag se video gaan ons kyk na die skrifgedeelte in Jeremia 29 vers 11. Dis dalk 'n skrifgedeelte wat baie bekend is aan u, maar hierdie skrifgedeelte word so buite konteks gebruik om die health en die wealth gospel te kan promoveer, die prosperity gospel, en ons gaan vandag luister. Wat sê Johan de Beer? Hy is 'n groot prosperity gospel leraar en ook deel van die Word of Faith movement. Nou, soos ek reeds gesê het, baie Christene gebruik hierdie skrifgedeelte en is dit hulle 'n baie belangrike skrifgedeelte, want deur dit uit te spreek kan jy eintlik dan promoveer en proklameer dat die Here altyd vir jou voorspoed en 'n goeie toekoms het. Dit is nie altyd die geval op aarde nie en dit sal ook nie wees nie. Maar ek gaan vir julle 'n paar videoklips vandag speel. Ons gaan kyk wat sê hierdie man. Ons gaan kyk in die konteks van hierdie skrifgedeelte en dan gaan ons alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou die skrifgedeelte in Jeremia 29:11 word altyd apart gelees van ander skrifgedeeltes in dieselfde hoofstuk. Nou wanneer jy die konteks wil verstaan, moet ons die hele hoofstuk gaan lees. Maar kom ons gaan lees die skrifgedeelte. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Nou as jy daai skrifgedeelte vat en jy lees dit, dan dink jy altyd, dit is wat God vandag vir jou wil gee en dit het betrekking op die kerk vandag. Maar as jy die skrifgedeelte in sy konteks lees, sal jy sien dit is nie die geval nie. Dit gaan oor Israel wat in ballingskap is in Babylon. En na 70 jaar het die Here vir hulle beloof dat hulle dan ook uit 'n nuwe plan vir hulle sal dan ook prosper, en dit is wat hierdie skrifgedeelte ook leer. Maar soos jy kan sien, dit is vir kinders van die Here vandag, Christene, baie misleide Christene, 'n voorspoed gospel, 'n voorspoed evangelie, en dit is wat vir hulle baie belangrik is. Nou kom ons gaan kyk na daai skrifgedeeltes. Nou wanneer die skrifgedeelte lees in die King James Version, dan sê dit vir jou eintlik iets anderster. For I know the thoughts I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. Nou dis baie duidelik, as ons nou kyk na die spesifieke konteks hiervan, dat dit spreek met Israel in daardie tyd toe hulle in ballingskap was. En dit is nie iets wat jy vandag kan vat en op jou van toepassing kan maak en sê, ek sal voorspoedig wees, want die Here het vir my 'n nuwe plan in my lewe en ek gaan nooit 'n sukkelaar wees of iemand wees wat struggle nie, en dit is absoluut nie wat hierdie skrifgedeelte leer nie. Die nuwe lewende vertaling stel dit so: ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Nou as jy die skrifgedeelte lees sonder om die ander skrifgedeeltes in ag te neem, dan lyk dit natuurlik baie belovend, dit lyk baie goed, en dit klink so asof dit op die kerk van toepassing kan wees, maar dit is glad nie die geval nie. Nou, die NIV sê die volgende: For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So dis die skrifgedeeltes wat ek vir u voorhou vandag, maar kom ons gaan kyk wanneer Johan de Beer begin met die inleiding daarvan. En dan praat hy van dat ek en u as Christen het 'n naam bo elke naam. Dit is nie in die woord van God nie. Daardie skrifgedeelte het betrekking op Jesus Christus, maar hy maak dit op homself betrekking en hy sê ons het 'n naam bo elke naam, sodat ek en jy nooit dit wat ons spreek, dit sal plaasvind, en daarom is ek en jy nie bestem tot mislukking nie. Maar kom ons gaan kyk na daai videoklip. I've got a name that's above all other names. At that name, everything on earth, everything in heaven, and under the earth shall bow. Now, why does he say in heaven? Because nothing, you don't rule in heaven. What do you rule in heaven? What does he mean in heaven? He means, if you say to that thing, go, heaven is backing you up. That's what he means by that.
Heaven is backing you up. It is as good as heaven has spoken. Oh, yeah. When you know that, you can never be a failure. When you know that and a challenge comes, you smile. Because you know you've got something that challenge doesn't know. Nou, hoe mense na hierdie leraar steeds kan luister, dit verstom my. Dit verstom my absoluut. Maar kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte. God has highly exalted him. Dis nou vir Jesus Christus. And given him the name which is above every name. That at the name of Jesus every knee shall bow, or those of those in heaven and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Nou, wanneer jy die skrifgedeelte lees, dan sien dit gaan hier oor dat elke knie in die hemel en op die aarde sal buig voor Jesus Christus. Dit het niks te doen met as jy dinge spreek dat die hemel jou sal back up, soos hy gesê het nie. En dit is alles om net te wys dat ek en jy het goddelike mag. Ek en jy het 'n naam bo elke naam. Dit is nie in die woord van God nie. Ons lees nêrens in die woord van die Here dat ek en jy daardie naam besit nie. En dit is hoe hy dan ook begin ter inleiding met sy prediking juis oor Jeremia 29:11. So kom ons gaan luister wat hy dan daaroor sê. Give me Jeremiah 29:11. Read it. 1, 2, 3, go. Who's speaking? No, who's speaking? Who's the Lord? The Lord. Who's the Lord? The creator of everything. Hear what he says. Hear what he says. Hear what he says. Who are you going to believe? The economy? Your business? Your bank account? Or God? You see, this is the challenge that you've got. That is why religion doesn't like what we preach. Religion always want to please God. They always want to get closer to God. You cannot get closer to God. He lives in you. How close do you want to get? You can't get closer to him. They always look for a breakthrough. A breakthrough into where? Into what? Where to? Jesus broke through for me on the cross. I live in the breakthrough. Not breakthrough, breakthrough. No, but you know, it is religion coming out of the mouth. Nou, dit is baie duidelik dat die prosperity gospel 'n baie hoë agenda op sy lysie het. Hy is 'n man wat glo aan voorspoed, die wealth en die health gospel. En dan begin hy lees uit Jeremia 29:11 en die mense moet dit nou sommer self lees, dat hulle kan sien wat daar staan. En dan sê hy natuurlik dat godsdiens nie hou van die manier hoe hulle preek nie, want dit wil altyd God behaag om nader aan God te kom ensovoorts. En sê, hoe moet jy nou nader aan die Here kom? Hy woon dan in jou, hoe naby wil jy wees? Maar ek dink nie dat hierdie man die skrifgedeelte in Jakobus 4:8 baie mooi verstaan nie. Die Here woon natuurlik binne ons deur die Heilige Gees, maar tog sê hy vir ons dat ons hom moet soek, ons moet ons nader tot God en hy sal tot ons nader. Dit beteken vir ootmoediging, jy moet God altyd soek, jy moet die aangesig van die Here altyd opsoek. En dit is wat ons moet doen, dis wat Christene doen. Maar hierdie man reken dat omdat God in ons woon, het ons eintlik daardie selfde autoriteit as God. Ons kan dinge spreek tot bestaan en ons kan al ons probleme wegpraat. En dit is 'n dwaling. Hierdie man is nie in die skrif nie, hy is buitekant die woord van die Here en dis baie duidelik dat hy die skrifte nie verstaan nie. Maar kom ons gaan kyk dat hoe hy meer in detail praat oor hierdie skrifgedeelte, Jeremia 29:11. He said, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Plans to what? Aha! And yeah,
I've got a glorious future. I've got a glorious future. Listen, nothing can harm me. I have been in an airplane, and then that airplane will take a dive. We hit a pocket, and then the people started praying. Muslims, Christians, even in tongues, and they praying. And in the front, they go like this, and I look at them. I think, my God, nothing can harm me. If this plane falls, I'll be the only one standing up and walking out of this thing, because He said, put your faith in God and His word. Are you hearing? They all pray. What let them pray? Fear. Ja, dis wat Jeremia 29 vir hom beteken. Dit gaan basies vir hom net oor die prosperity gospel, die health van die wealth, dat jy nie kan misluk nie, jy kan nie 'n failure wees nie, en niks sal jou kan skade doen nie, want hy maak daai skrifgedeelte op hom van betrekking, en ek dink hy is baie onkundig. Nou, Jeremia 29:11 word so maklik deur baie gelowiges, baie mooi kinders van die Here gebruik, en sê dat die Here vir ons altyd wil voorspoed gee, dat ons sonder probleme sal wees in die lewe, as jy dit bely en dit verklaar, daardie skrifgedeelte verklaar elke dag, dan het dit 'n groot invloed op jou lewe, en die Here sal dan ook vir jou gee wat jy dan ook soek. En dit is nie wat die woord van God leer in hierdie konteks van die skrifgedeelte in Jeremia 29:11 nie. Maar hierdie man kan nie duidelik sien dat hy is 'n soort van 'n God in sy eie lewe, niks sal hom oorkom nie, en hy sal nooit probleme hê nie. Maar kom ons gaan kyk, wat is die konteks van daai skrifgedeelte? Kom ons gaan luister na Frank Turek, en hy verduidelik dit baie, baie pragtig. Kom ons gaan luister. The O stands for, who is the object of the passage? Is the object of the passage us today, or is the object of the passage someone in ancient Israel? For example, I know Christians love the verse from Jeremiah 29:11. Oh, the plans I have for you, plans to prosper you. And I'm going to make a lot of enemies here tonight. That verse has nothing to do with you. Unless you're 2,600 years old and you're still living under Nebuchadnezzar in Babylon. Because that verse was written to the exiles, the object of the passage, in Babylon. It has nothing to do with Christians today. I always ask Christians, if you're going to quote Jeremiah 29:11, why don't you quote Jeremiah 44:11? You see, Jeremiah 29:11 was written to the exiles in Babylon. Jeremiah 44:11 was written to the exiles in Egypt, and God told those people, don't go to Egypt. You know what 44:11 says? I will destroy you. Nobody, you'd never see that stitched into a pillow, right? You never see that on a Christian greeting card. Happy birthday, I will destroy you. Jeremiah 44:11. Oh, isn't that so sweet? Thank you, Grandma. Nou ja, dit is waaroor die skrifgedeelte gaan, en dit is die Jode Israel wat in exile was in Babylon. Hulle was natuurlik blootgestel daarin vir 70 jaar, en die Here het vir hulle belofte gemaak en het gesê, ek het vir julle goeie planne, ek het vir julle voorspoed, ek gaan julle nie vernietig nie, en nou sê Christene, daai skrifgedeelte het so direk betrekking op hulle vandag, en dis duidelik nie die geval nie. As jy die hele skrifgedeelte in sy konteks gaan lees, dan sal ons dadelik die konteks verstaan, en sal ons sien wat die skrif dan eintlik bedoel. En dit was 'n descriptive, dit is nie prescriptive nie, dit is descriptive, dit het eenmalig gebeur, dit gaan nie weer gebeur nie, en dit is wat hierdie skrif dan ook beteken. Maar die prosperity gospel leraars is so geneig, en dit aan hulle lidmate voor te hou, gaan lees hierdie skrifgedeelte, verklaar dit elke dag, skryf dit op jou in jou Bybel, plak dit iewers in jou yskas, en as jy verbykom, lees in daai skrifgedeelte, maar dis wat God vir jou in plan het, voorspoed, en jy sal nooit skade ly nie. En ons weet, dit is nie die geval nie. Maar die mense lees nie die skrifgedeelte in konteks nie, hulle vat een skrifgedeelte, en hulle maak 'n evangelie daarvan. Dit is absoluut buitekant die woord van die Here. Nou goed, Jeremia 29:11. Ons moet baie versigtig wees wanneer ons 'n skrifgedeelte vat,
en die konteks daarvan misverstaan en dit op toepassing maak van jouself en dink dit is wat God dan eintlik vir jou bedoel het en vir jou instoor het, terwyl dit nie die geval is nie. Wil die Here ek en jy moet voorspoedig wees? Absoluut. Gaan dit altyd so wees? Nee. Ons is op aarde geplaas om God te verheerlik in alles wat ons doen, en die Here sal voorsien in die behoeftes van sy kinders. Maar om skrifgedeeltes te vat buite konteks en dit 'n verklaring te maak van jou daaglikse lewe, is 'n valse leerstelling wat jy dan ook proklameer aan baie ander Christene om te sê, as jy hierdie skrifgedeelte lees en verklaar elke dag, dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen. Dit is nie die geval nie. Ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.